Dag sê, ek is Marie Strauss, eienaar van die Barbecue Steakhouse hier in Parow. En net 'n interessantheid wat ons praat oor die Barbecue Steakhouse, want mense nou begin eintlik by die heel begin. En dit het in 1968 gebeur, het 'n Duitser die plek opgemaak en rondom 1968-70 het was twee manne hier. En toe het hulle later uit mekaar uitgegaan en die een ou het toe in Scheeppunt 'n Barbecue Steakhouse gaan oopmaak. En die ou Hans het hier gebly. In 1974 toe verkoop Hans die Barbecue Steakhouse in Parow aan 'n man met die naam van Awie Achenbach. En Awie, hy was 'n kelner hier so by die Barbecue Steakhouse en hy het die plek baie vinnig opgebou na baie goeie restaurant. Nou, hy het die restaurant so 14 jaar gehad. Toe verkoop hy die restaurant en hy so in 'n jaar en 'n bietjie het daar so 2-3 bestuurders hier gewees, maar toe die restaurant tot niet gegaan. En in 1989 toe kry ek die restaurant. En dat is nou 37 jaar gelede. Dat is die basis van die restaurant. So die restaurant het eintlik net 4 eienaars gehad van die begin af. En ek het om 37 jaar, Awie het om 14 jaar gehad. Die ou het om begin het, hulle het so 4 jaar was het die een ou sinne en 6 jaar was hy en die ander ou saam. En die ander mense wat tussen my en Awie was, het die plek so vir 'n jaar, bietjie meer as 'n jaar gehad. Maar die interessantheid van die restaurant is, toe die ouens wat hom oopgemaak het, toe hulle uit mekaar uitgaan en maak die plek in Scheeppunt toe. Toe het die twee nog steeds vriende gebly. En toe Hans die plek verkoop in 1974, toe gaan maak hy 'n restaurant oop in Kloofstraat in die stad. En hy en die ou wat in Scheeppunt die restaurant gehad het vriende gebly en hulle twee verkoop toe hulle restaurante en hulle gemaak in Nieuweland vir hulle restaurant oop baie naby aan die rugby-stadion. En daarvan het hulle verkoop toe hulle 'n plek in Somerset West opgemaak en alles barbecue. So ons dink barbecue was van die heel eerste franchise wat jy kon gekry het. En van Somerset West af het hulle een in Bellville opgemaak, die wat later bekend was as Heine's Grill. Maar al die restaurante wat opgemaak is, was iets met barbecue te doen. So dis JC's Barbecue, Heine's Barbecue, so, maar net Parow se net die Barbecue Steakhouse gebly, oorspronklike een. Okay, nou kan ons kom by my gedeelte, die 37 jaar wat ek kom. In 37 jaar, omdat ek op Engels down and out was, het ek die restaurant as 'n geluk gekry by 'n tannie wat vir my gesê het, as ek geld maak kan ek vir haar terugbetaal. En ek het vir haar so binne 'n jaar en 'n half kon ek haar terugbetaal. Die geld wat sy spandeer het om die restaurant te koop. En omdat ek gehelp is, het ons besluit, ons gaan mense help wat dit nodig het. En in ons tyd het ons nou al so 103 mense gehelp om geleerdheid te kry, om hulle lewens te verbeter. Ons het onder andere baie mooi suksesverhale hier van kinders wat hier gewerk het. Ons het hier 'n kind met 'n matrieksertifikaat hier aangekom het en gesê sy soek werk. En ons het vir haar gesê ons het nie 'n werk nie, behalwe as sy my vloere wil maak. En sy het vir my gevra, maar wanneer kan sy inval? Also reg hier? En toe ek sê, maar jy kan nou kom sy in met 'n matrieksertifikaat, sy 6 maande ons vloere gemaak. En toe het ons vir haar op 'n modelkursus en sy het die eind van daai jaar het sy klaargemaak by ons en Anna is vandag 'n model vir polo klere. So is vir ons seker sukses, mooi verhale wat ons het. Ons het kinders hier wat uitsonderlik gepresteer het in hulle lewe en deur die toedoen van die Barbecue Steakhouse. Die Barbecue Steakhouse is ook
icoon hier in Parow omgewing. Ons is omdat ons so lank hier is, al die mense wat hier na toe kom, is sy oupas en oumas en agtergrondjies het al hier geëet by die plek. En vandag kom die kinders en die kleinkinders en die agterkleinkinders kom eet hier. So ons is bevoorreg om te kan sê dat in al die jare wat ons hier is, het ons tye gehad wat nie goed was nie, wat die ekonomie ons gedruk het, maar meeste van die tyd het ons altyd 'n goeie kliëntetal gehad. Ek dink die beste kliënte in Suid-Afrika, want ons kliënte bly by ons, hulle kom eet nie net hier 1 of 2 keer nie, hulle kom eet hier so 10 en 20 en 30 jaar. So dit is vir ons 'n voorreg en om in Parow hier op hierdie spesifieke plek te wees en om ons ou kliënte nog hier terug te kry en mense te kry wat hoog van ons, mense wat Duitsland, van Switserland, van Nederland, van Amerika, van Engeland, wat oral hoor, maar dit is nou die plek waar hulle kan wees, op moet kom as hulle in die Kaap kom. En ons is bevoorreg om te kan sê dat ons het in ons tyd baie min foute gemaak. Ons het ook met in die COVID tyd wat hulle ons toegemaak het ons soos al die ander mense baie bekommerd gewees oor gaan ons dit kan maak, gaan die plek kan oorbly na COVID. En ons is van die gelukkige mense wat hulle die COVID pandemiese goed lig laat ons weer kon besigheid doen. Dat die mense by my toue gestaan. Dit was vir ons so diep uit die hartheid dat mense op Woensdae bespreek en dan kan hulle eers hulle kos Vrydag kry. So uit die toue gestaan. Dit was daar lank toue. En ons is baie bevoorreg om daardie te gekom met deur hierdie mense wat ons deur die jare as kliënte by ons gekoester het. Maar ook die ding van ons wat die restaurant anders te maak as ander restaurante is. Ons het baie geskiedenis. Ons het geskiedenis binne in die plek. Mense wat hier na toe gekom het, die plek lyk nog soos wat hy 57 jaar gelede gelyk het. Hier so 'n bietjie ekstra goed bygesit, so 'n bietjie ekstra afgehaal. Maar ons het nog omtrent dieselfde. Ons spyskaart het bietjie al verander, die pryse het verander. Ons het kyk in 1981 het mense hier geëet, 9 groot mense en 3 kinders en hulle rekening was vir alles met drankies, met roomys, nagereg en voorgereg was hulle rekening R97.35 en daarin is 10% bygevoeg wat ons weet nie of dit 'n voetjie was of die wat was dit daai tyd was dit iets belasting was 10%. Nou weet ons nie of dit die belasting was of 'n voetjie was. En toe het ons daai selfde kos wat hulle gehad het opgeslaan en gekyk wat hulle so vir dag sou betaal het. In 1981 R97.35 rekening sou vir dag in die barbecue steakhouse R2.980 gewees het sonder die 10% voetjie. So ou kan nou sien hoe ons geskiedenis hou hierso. Mense kom hierso. Ons het foto's van mense wat hier gekom het 57 jaar terug. En as hulle kom hulle vandag nog hierso. Oud, grys, maar nog vol liefde en die ander ding van die barbecue steakhouse wat ook belangrik is vir die mense moet weet. Ons het net een dag, as jy by my inkom, of jy by die restaurant inkom, is jy net een dag 'n kliënt. En dan, as jy uitstap, stap jy uit as 'n vriend. En as jy terugkom as jy familie. Om 57, 58 jaar 'n restaurant op dieselfde plek te is uitsonderlik. Ek dink nie in die Kaap is daar mense wat my kan nakom. Ek weet daar is plekke, maar wat alle restaurant was en toegemaak het en weer later restaurant daar gewees het. Plekke wat ook baie jare daar was, wat gesloop is en die noodlot nie meer daar is nie. Maar om 57 jaar op een plek te wees en om 37 jaar die eienaar te wees van 'n restaurant,
sê die mense moet jy hare op jou tande hê en dit is nie die waarheid nie. Jy moet vir jou mense lief wees. Is 'n familierestaurant, ons is 'n familierestaurant vir 'n familie en nie vir 'n kliënte nie. Ons kliënte bestaan nie. Ons het nie kliënte nie, ons het net familie en vriende wat die restaurant ook is vol geskiedenis. Hier is geskiedenis van die 1800s, 1900s, die millenniums is swaai. Ons het geskiedenis van die brandvlei gevangenis, ons het geskiedenis van die Boereoorlog, ons het geskiedenis van in die kombuis toe ons nog kinders was en ons ouers kinders was. Maar ons het geskiedenis van gister. Want elke ding wat gister is ook alweer vandag geskiedenis. So ons is baie bevoorreg en ons is baie geëerd en geseën om na 37 jaar nog steeds hier te wees en te beplan om nog so vir 40 jaar. Dan kan ek nou so op 105 agter. So beplan ek nou en dis die storie van die barbecue steakhouse. Die barbecue steakhouse van Perth.